Broers en susters, op die rug van hierdie getuienis en die woord van die Here, gaan ek 'n gedagte vandag met julle deel. En die titel van die boodskap is Jou storie maak saak. Net soos wat oom Dawid 'n storie gehad het en nog steeds het ons ook elkeen 'n storie, is dit nie? Storie van ons lewe. En jou storie maak saak vir God en jou storie maak saak vir jou medegelowige. Nou, natuurlik, ons is besig met ons reeks oor groei en verlede week het ons lekker gesels en ons het vasgestel uit die woord uit dat groei begin wanneer ons verbind is aan die bron. En daai bron is niemand anders as Jesus Christus nie. Jesus sê in Johannes 15, hy sê, bly in my, want 'n loot kan nie uit homself uit vrug dra nie, hy moet aan die wingerdstok verbind wees. En oom Dawid se getuienis vanmôre is 'n sprekende bewys van iemand wat in die moeilike tye nie homself eenkant gesit het, los van God nie, maar vasgehou het aan die Here, en die Here kon aanhou om sy werk deur sy lewe te doen. En natuurlik is die beginpunt van groei, en ek wil dit weer vanmôre sê, is dat jy moet verstaan, dat groei beteken nie ek probeer harder nie, en dit is so, dat daar ook effort is van ons as mens in ons verhouding met die Here. Natuurlik doen die Here nie alles op sy eie nie, ons is medewerkers van God. Om te groei beteken nie ek moet meer godsdienstig raak of ek moet noodwendig meer dinge vir God doen nie. Maar die beginpunt lê in 'n verhouding met hom. 'n Persoonlike verhouding. En wat 'n voorreg is dit nie, dat ons elke een wat hier sit vanmôre in 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus kan staan nie. En natuurlik, miskien sit jy vanoggend hier en jy het geluister nou om Dawid se getuienis en jy sê vir jouself, wel, ek het nou nie so 'n storie nie. My getuienis wat ek het is nie baie dramaties nie. Ek was nou nie 'n dwelmverslaafde gewees of ek was nou nie iewers in 'n tronk gewees en op 'n sterfbed gelê en die Here het 'n wonderwerk in en deur my lewe gedoen nie. Maar ek wil vanoggend na jou toe kom en vir jou sê, as Jesus Christus in jou lewe is, as jy iewers op jou pad 'n ontmoeting met Jesus Christus gehad het, het jy 'n storie om te vertel. En jou storie maak saak. Kan ek 'n amen kry vanmôre? As jy en ek iewers 'n ontmoeting met Jesus gehad het ons 'n storie om te vertel. En ek wil vanoggend 'n bietjie met jou gesels oor dit, want Markus 5 is ons geleesde gedeelte, die verhaal van die besetene en Jesus wat hom ontmoet het aan die ander kant van die see van Galilea. En daar vertel die verhaal vir ons van 'n man wat op 'n baie slegte plek in sy lewe was. Sy lewe was stikkend gewees. Nou dink vir jouself, 'n man wat tussen grafte leef. Hy is geïsoleerd, hy is met kettinge vasgebind. Sy lewe is vol probleme, inteendeel, hy het nie net probleme nie, maar sy lewe het as ware die probleem geword. En ja, toe kom Jesus verby. Jesus het sy noodkreet gehoor van die ander kant die see van Galilea. En toe Jesus vir die eerste keer in sy lewe inkom, verander alles, die hele prentjie verander. Uiteindelik sien ons in die verhaal 'n man wat nie meer in kettinge rondloop nie, maar wat by die voete van Jesus sit. Iemand wat eers buite beheer was, naak tussen die grafte rondgedwaal het, is nou geklee en by sy volle verstand. Dieselfde liggaam, dieselfde gesig, dieselfde naam, maar 'n ander mens. En 'n mens kan vir jouself vra, wat het gebeur? Waarom? Wel, die antwoord is doeteenvoudig. Jesus het in die man se storie ingestap. En gemeente, dit is so dat almal van ons wat hier sit vanmôre, ons verhale is nie noodwendig so dramaties soos hierdie man sinne nie. Maar daar was 'n dag wat Jesus ook, ongeag jou storie, ook in jou lewensverhaal ingestap het.
En ons wat vanoggend hier sit as gelowiges kan getuig daarvan dat wanneer Jesus in jou lewe inkom, verander dinge. Is dit nie so nie? Ja, dinge verander. En wanneer Jesus in 'n mens se lewe inkom, is dit nie net Jesus wat inkom om my en jou lewe 'n bietjie beter te maak nie. Nee, inteendeel die beelde wat die Bybel aan ons voorhou is redelik dramaties. As ons dink aan die lewe van die apostel Paulus, eens 'n vervolger van die kerk gewees, 'n wetsgeleerde, iemand wat deur sy eie werk en eie geregtigheid sy stand voor God wou herstel. En toe Jesus oor sy lewenspad kom en die skille van sy oë afhaal, sien ons 'n dramatiese verandering in sy lewe, nê? En net so was dit in ons lewe gewees. Ek onthou nog my vroegste jare. Ek het die voorreg gehad om in 'n godvreesende huis groot geword en ek het die vroegste wat ek kon onthou was hier nog voor skool gewees, op die ouderdom van 5, 6, wat ek my hart vir die Here gegee het. En so ek het toe groot geword in 'n godsdienstige huis. My pa was baie lief vir die Here gewees. Op die ouderdom van 12 was ek gedoop en later in my lewe, op die ouderdom van 15, die voorreg gehad om vervul te word met die Heilige Gees. En dit was in daai later jare van 12 tot 16 in my tienerjare wat ek die voorreg gehad het dat Jesus vir my 'n persoonlike werklikheid geword het en wat ek besef het dat my sonde is werklik vergewe. En dink 'n bietjie terug oor jou eie pad met die Here. Die dag toe jy besef, maar Jesus het regtig my skuld op die kruishout gedra. Kan jy nog onthou hoe jy gevoel het toe daai werklikheid en daai besef deurbreek in jou lewe? Toe jy besef, maar ek is nou nie meer 'n vreemdeling nie, nê? Ek behoort nou aan die Here. Ek is nou sy kind. En ek het hoop. Ek onthou my grootwordjare, en tot later hier in my 20er jare, wat een van die grootste dinge wat my gepla het, die aande as ek gaan lê het, of by sekere aansluitings in my lewe, was die vrees wat hier in die onderbewussyn vas. Wat sal gebeur as ek die dag doodgaan? Sal ek by die Here wees? Sal ek hemel toe gaan? Sal ek gered wees? 'n vraag wat baie gelowiges plaag vandag. En iewers in my wandel met die Here, iewers in my bly in hom, het die Heilige Gees hierdie waarhede van die skrif my oopgebreek tot by 'n plek waar ek bo alle twyfel geweet het dat ek weet dat as ek vandag my oë toemaak, maak nie saak waar ek myself bevind of waar ek is nie, dat ek by die Here sal wees. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie? Wat 'n voorreg om wanneer Jesus in jou lewe inkom, dat dinge werklik verander. Weet jy nog 'n wonderlike ding wat my gebeur het, is toe Jesus in my lewe inkom, is my oë het oopgegaan en dinge wat ek voorheen gedoen het in my lewe, het my ewe skielik begin pla. Nou ek het dit oor die jare dat ek dit dikwels gesien. Nou as 'n ou werklik tot bekering kom, een van die eerste goed wat verander in 'n ou se lewe is sy woordeskat. Het julle dit al agtergekom? Ja. Daai woordeskat, ewe skielik as ek as 'n vloekwoordjie uitgeglip het, dan het ek geweet, daar was 'n vloekwoord gewees. Iets was nie reg gewees nie. En dis wat gebeur wanneer Jesus in jou lewe inkom. Dinge wat voorheen vir my normaal was, het ek begin om anderster te sien. Ewe skielik in my hart het dinge verander in die verlange na dinge van die wêreld, dinge waar ek soms gegaan het, plekke waar ek gegaan het, dinge wat ek gedoen het. Ek het net nie by 'n begeerte daarna gehad nie. Ek het anders begin dink. Ek het anders begin leef. Ek het anders begin beweeg. En nog 'n wonderlike ding is, ek het mense anders begin sien. Wanneer Jesus in jou storie inkom, dan skielik begin die ou op die straat sien wat swaar kry. Skielik begin jy empatie kry vir die gesin wat deur 'n moeilike tyd gaan en wat besig is om te verbrokkel. Skielik sien jy die nood rondom jou raak in jou werksplek. Jy sien jong mense wat op 'n verkeerde pad is en wat Jesus nodig het. Dis wanneer Jesus in jou lewe inkom, begin jy die wêreld anders sien. Jesus se hart
begin jou hart te verander. En broers en susters, kom ek sê vir u vanmôre, wanneer Jesus in jou lewe inkom, wanneer Jesus jou storie betree, is dit vir die eerste keer in jou lewe wat jy 'n boodskap het en wat jy 'n storie het om na die wêreld toe te neem. Nou iets besonders gebeur hier in Markus 5, ons geleesde gedeelte, nadat Jesus aan die oorkant van die see van Galilea by hierdie man uitgekom het, klim Jesus, nadat hy die duiwels uit hom uitgedryf het, klim hy weer terug in die boot. En dan kom die man na Jesus toe, en Markus sê, die man het Jesus gesmeek om saam met Jesus te gaan. Nou ek verstaan dit, want dink vir jouself, sit jouself in daai posisie, nee, Jesus het sopas 'n legioen duiwels uit jou uitgedryf. Jy was eenkant, niemand wou niks met jou te doen gehad het nie, jou lewe was in eintlik hel gewees. En hierdie ou wil graag saam met Jesus gaan. En hy het waarskynlik in sy hart gesê, Here, waar hy gaan, daar sal ek gaan. Maar dan doen Jesus iets wat eintlik vreemd voel. Jesus sê vir hom, nee, jy mag nie saam met my gaan nie. En dan gee Jesus vir hierdie man 'n bediening. Hoor wat sê Jesus? Jesus sê vir hom, gaan huis toe, na jou mense toe, en gaan vertel vir hulle wat die Here alles vir jou gedoen het, en dat hy jou jammer gekry het. Afrikaanse ou vertaling sê dat hy jou barmhartig was. Is dit nie 'n vreemde ding nie? Ou sou nou dink dat Jesus nou hierdie ou sou vat en hom nou sou disipuleer, of hom nou ten minste vir 3 jaar teologiese college toe sou stuur, dat hy 'n bietjie opleiding kan kry, en dat hy eers daarom 'n redelike basis van verstaan het, nee, voordat hy losgelaat word in die Dekapolis, nee. Maar nee, Jesus doen dit nie. Jesus sê eintlik vir hom, deur hom terug te stuur, hy sê vir hom, wat jy weet van my, is genoeg. En wat het hy geweet? Wel, hy het geweet wie hy was. Hy het geweet dat daar 'n dag was wat Jesus na hom toe gekom het. Hy het geweet wat Jesus vir hom gedoen het, en hy het geweet wie hy nou is. En vir daai oomblik het Jesus eintlik vir hom gesê, dis genoeg. En ek wil hier is iets belangriks in hierdie gedeelte wat ons vanmôre opnuut moet hoor, kerk, en dit is dat Jesus se roeping vir ons lewens lyk nie dieselfde nie. Hierdie ou wou saam met Jesus gaan, maar Jesus stuur hom huis toe. Hoor vanmôre wat sê die woord. En net so 'n bietjie vroeër in die teks in Lukas 1 ontmoet ons kry 'n verhaal waar Simon Petrus en Andreas besig is om vis te vang. Onthou julle daai storie, nê? Nee, hulle vang vis. Jesus kom, dis die roeping van die eerste disippels. En die oomblik toe Jesus hulle storie betree, hulle visserman storie betree, wat sê Jesus vir hulle? Sê Simon Petrus, Andreas, los julle nette, los waarmee julle besig is, hierdie vissersbedryf, julle inkomste, los alles en kom agter my aan. Een man moet alles los, die ander man word teruggestuur na sy huis toe. Hoor vanmôre wat die woord sê. Jesus se roeping vir ons lewens lyk anders. Elkeen van ons se roeping is uniek. Elkeen van ons se roeping is anders. En soos dit daar vir sommige van ons 'n dag kom waarop God sê, los die nette, ek roep jou om my voltyds te volg en jou lewe aan die bediening te wy. Maar die realiteit is dat vir die grootste gedeelte van die liggaam, vir die grootste gedeelte van God se kerk, sê Jesus, gaan terug na jou huis toe, gaan terug na jou familie toe. Gaan terug na die mense wat jou ken, maar gaan terug as iemand wat Jesus ontmoet het. Hoor jy vanmôre? Jesus sê, gaan terug waar jy vandaan kom, maar gaan terug as iemand wat my ontmoet het. En luister, hier is die realiteit, ons almal weet, ons kan nie almal predikante van gemeentes wees nie, en God wil ook nie hê dat ons almal pastors moet wees nie. Maar luister hier vanmôre, God soek ambassadeurs in die boubedryf. God soek sakemanne wat die besigheidswêreld anders kan hanteer. God soek mense in die klaskamer, hy soek onderwysers in klaskamers wat
wat Christus vir kinders kan modelleer, en ek het, terwyl ek het voorberei het, en ek wil nie fokus net op sekere mense nie, maar ek het net opnuut besef aan ons onderwysers, die geweldige taak wat julle het, onthou, julle het 'n mantel, julle het 'n leierskapmantel wat God in julle toevertrou het. Julle het die voorreg, julle het die geleentheid om kinders te vorm, om 'n voorbeeld vir hulle te stel van hoe lyk 'n Christen se lewe, hoe lyk dit wanneer iemand werklik waar wandel saam met die Here, en God soek onderwysers in 'n tyd soos hierdie. As daar ooit 'n tyd was wat God onderwysers wil gebruik, glo ek is dit in hierdie dag waarin ons leef. Julle het 'n guldige geleentheid by die skole om lig te skyn en om rigtingwysers vir God se koninkryk te wees. God soek 'n ma in haar huis. God soek jong mense tussen vriende. En baie keer dink mense wanneer Jesus hulle storie betree, dat hulle werksplek eintlik 'n onderbreking is, nê, vir die werk van God. Nee, luister, die werksplek is juis die plek waar God jou geroep het om te wees. Jesus sê vir die besetene van Gadara, gaan terug na jou mense toe, gaan terug na die ouens wat jou ken, want hulle weet wie jy was, maar hulle weet ook wie jy nou is, nadat Jesus in jou lewe ingekom het. Mense wat die naaste aan ons is, die mense wat elke dag met ons skouers stuur, hulle weet. Hulle weet wanneer ons lewens verander het. Hulle weet, hulle tel op wanneer ons anders te begin praat. Die Bybel sê vir ons daarin, ek dink dit is in 1 Petrus 4 vers 3 tot 4. Ek blaai gou vinnig daartoe. 1 Petrus hoofstuk 4 vers 3 tot 4. Hoor 'n bietjie wat sê die skrif hier van ouens wat se lewe verander het. Hy sê, omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, moet julle ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde. So hy sê eintlik, ons wat saam met Christus gesterf het, is opgewek tot 'n nuwe lewe. Ons leef nie nou meer na die vlees nie, maar deur die geloof in hom wat ons lief gehad het. Ons almal ken daai konsep in die Bybel. Maar dan kom in vers 3 en hy sê, want dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd, die lewenstyd waarna hy verwys is die tyd toe ons sonder Christus was, voordat Jesus ons storie betree het. Hy sê, dit is genoeg dat ons daai tyd, die afgelope lewenstyd, die wil van die heidene volbring het deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brassery, drinkpartye, ongeoorloofde afgoderry. Hy gooi sommer 'n klomp goed saam hierso. Hoor in vers 4 sê hy sê, daarom vind hulle dit vreemd as julle nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie en hulle laster. Nee, dis wat gebeur. Jy kom tot bekering in jou familie, jou werkskring waar jy is, en skielik begin jou taal op te droog, jou wêreldse taal op te droog. Skielik is jy nou op die waterkar, en jy nou drink nou nie meer 'n dop saam met die pelle op 'n Vrydag aand nie, jy gaan nie meer parties toe nie, jong mense, jy gaan nie meer na drinkpartytjies toe nie, jy gaan nie meer na waar die wêreld gaan nie, jou lewe het verander, Jesus het jou realiteit betree, jou hart en jou lewe het verander, en wat doen die wêreld, wat doen die ander ouens, sê, hoor jy, dis weird, hoor jy, so wat gaan met jou aan? Die einste feit dat mense dit vra, is juis 'n bewys dat Jesus nog nie hulle storie betree het nie. Hallo? Nee, kom julle moet asseblief vir my 'n bietjie saam praat. Sê ten minste amen. Amen. Dankie tannie kleintjie, jy het so pas my gunsteling lidmaat geword. Is dit nie so nie? Hulle vind dit vreemd dat ons nie meer saamgaan, nie meer dieselfde dinge doen nie. Hoekom nie? Want Jesus het my werklikheid betree en my lewe het verander en is besig om te verander. Die einste feit dat iemand dit vreemd vind, sê, Jesus het nog nie hulle lewensverhaal betree nie. Want wanneer Jesus in jou lewe inkom, begin dinge te verander. En daarom wil ek vandag vir jou sê, Jesus Christus roep ons elkeen, maar ons roeping verskil en hy stuur ons terug. Hy sê, gaan terug na jou mense toe, want hulle ken jou, hulle weet wie jy was, en hulle weet dat iets anders in jou lewe gebeur het, en dis juist die aansluiting, en dis die plek, dis die geleentheid, waar jy jou boodskap, jou getuienis kan deel, van wat Jesus in jou lewe gedoen het. En nou wil ek vanmôre versigtig wees, en ek gedagte aan die tyd, ek besef vanmôre, en jy moet nie hoor wat ek nie sê nie, en ek sê nie vanmôre, kennis is nie belangrik nie.
Kennis is belangrik, vir ons as gelowiges is dit baie belangrik. Ons moet die woord van God ken. Dit is so dat as ons ander wil leer, dan moet ons ten minste self geleer word. Ons moet studeer, ons moet lees, ons moet sit onder gesonde lering. Ek is dankbaar vir elke boek wat ek kon lees, elke klas wat ek kon bywoon, elke ding wat ek kon leer, maar hoor vanmôre mooi, daar is 'n onderskeid. Kennis en getuienis is nie dieselfde ding nie. Is julle by? Kennis en getuienis is nie dieselfde ding nie. Kerk, kom, ons leef in 'n tyd waar inligting oral is. Kyk, enige ou wat 'n selfoon het vandag, as jy ChatGPT het, dan kan jy slim voorkom. Jy kan baie ingelig wees, jy het al die inligting op die punte van jou vingers, maar luister vanmôre, daar is een ding wat jy eenvoudig nie van die internet kan aflaai nie. Is jy reg hiervoor? Dis jou ontmoeting met Jesus. Jy kan nie jou getuienis download van die internet af nie. Daar's 'n groot verskil tussen kennis en 'n getuienis. Jy kan 'n boek oor iemand lees, jy kan hulle biografie ken, jy kan hulle geskiedenis ken, maar as iemand by jou kom staan en sê, daai ou waarvan ons nou almal praat hier in die kringetjie, waarvan almal kennis het, weet julle wat, ek het hom actually ontmoet. Het dit al met jou gebeur? Dan is daar een ou wat sê, almal praat oor hierdie ou en sê, hoorie sê, ja man, ek het die voorreg gehad om hierdie ou te ontmoet. Ewe skielik is al die kennis van almal wat nou net gepraat het by die deur uit. Almal se oë is gefokus, almal luister, want hierdie ou het hierdie ou actually ontmoet. Almal wil hoor, wat het hy om te sê? Daar kom 'n ander oortuiging wanneer iemand sê, ek weet wat dit is om sonder hoop te wees, maar Jesus het my hoop gegee. Ek weet wat dit is om skuld te dra, maar ek het sy vergifnis eerstehands beleef. Ek het nie die kennis nie, iets het met my gebeur, Jesus het my realiteit betree. Jesus het my sondebelaaide wêreld betree. My veroordeling waarmee ek rondgeloop het, my skuldlas wat ek gedra het, my vrees vir die dood, die skeiding wat ek eens beleef het, maar Jesus het my storie betree. Ek weet wat dit is om bang te wees, maar ek kan getuig daarvan, God het my deurgedra. Ek weet wat dit is om te bid, toe ek geen antwoorde kon sien nie, en ek het ontdek dat God getrou is. Luister hier, mense kan met jou teologie redeneer, hulle kan jou kerk bevraagteken, hulle kan vra waarop jy nie antwoorde het nie, maar jy en ek kan altyd sê, laat ek jou bietjie vertel wat Jesus vir my gedoen het. Halleluja. En Dawid, dis wat jy gedoen het vanmôre. Jy het kom vertel wat Jesus vir jou gedoen het. Niemand kan dit betwis nie. Jesus het dit vir hom gedoen. Dis presies wat hierdie man gehad het. Nie 'n ingewikkelde boodskap nie, ontmoeting, en Jesus het geweet. En hierdie man het iets gehad om te vertel. Alright, maar nou wil ek ons gou vinnig terugvat na ons groeireeks toe. Hoor gou hier vanmôre. Baie van ons, en ek sê dit met groot liefde, ek sluit myself in. Baie van ons het 'n getuienis, nê. Maar geliefdes, ons getuienis het dikwels oud geword. Baie van ons kan vertel van wat Jesus 20 jaar terug gedoen het, en ek dank God daarvoor, en ons moet nooit vergeet wat hy 20 jaar terug vir ons gedoen het nie. Die dag toe hy ons gevind het, die dag toe ek my lewe vir hom gegee het, daardie dag toe my sonde vergewe is nie, maar die vraag is, wat doen Jesus vandag? Wat het hy hierdie week vir jou gesê? Waarmee werk hy nou in jou lewe? Wat is hy nou besig om jou te leer? Wat is hy besig om tans in jou lewe te doen? Is my so wonderlik, die afgelope week kuier ek saam met iemand, en terwyl ons gesels, sommer net oor koetjies en kalfies, draai die gesprek maar soos dit altyd gaan in die rigting van die Here, en die persoon sê, weet jy wat nie, en hy haal so 'n boekie uit, 'n kleiner boekie is hierdie ene wat ek hier het, en hy sê, hoorie so, hierdie boekie, ek het begin om te joernaal, en alles wat Jesus met my deel, alles wat in my lewe gebeur, begin ek neer te skryf in hierdie boekie. En toe hy dit sê, toe besef ek met eens, dit spreek van iemand in wie Jesus se lewe teenwoordig is. Jesus het nie net 20 jaar terug in ons storie ingekom en dit daar gelaat nie, maar Jesus is steeds besig in daai persoon se lewe.
En ek dink aan wat Jesus in Johannes 15 gesê het, toe hy sê, bly in my. As hy sê, bly in my, praat nie van 'n verhouding van 20 jaar terug nie, maar die woord bly is voortdurend, beteken vandag, môre, die volgende dag. En daarom kan my en jou getuienis nooit net wees, Jesus het iets vir my gedoen nie, maar ons behoort te kan sê, Jesus is steeds besig met my, en luister hier vanmôre, dis die verskil tussen godsdiens en 'n verhouding. Dit help nie ek sê, ek is 20 jaar terug deur een of ander kerkritueel, en ek het 'n sertifikaat om te wys daarvoor nie, jy kan die blanks invul vanmôre. Die vraag is nie wat het Jesus 20 jaar terug deur die predikant of deur die kerk gedoen nie, die vraag is waarmee is hy tans besig in my lewe, want jy sien godsdiens leef maklik van gisterste stories, maar verhouding het vandag nog in gesprek. En dis waar ons baie versigtig moet wees, jy weet, as jy lank genoeg 'n Christen is, kan jy baie maklik gewoond raak aan heilige dinge, nê? Jy raak gewoond aan kerk, jy raak gewoond aan aanbidding, jy raak gewoond aan gebed, gewoond aan die Bybel, jy raak gewoond aan woorde soos genade, redding, die ewige lewe. Nou, ek wil jou vra vanmôre, en ek dink terug oor my eie lewe, daar was 'n tyd in my lewe wat as ek gedink het en gepraat het oor my redding en oor genade, dan het my oë vol trane geskiet, want dit was so werklik gewees. Die verhouding met Jesus was so verinnig gewees, maar jy sien 'n gevaarlike ding gebeur met ons, soos wat die tyd aangaan, nê, is ons word gewoond. En ons verloor die wonder. Ons verloor die wonder van in hom bly. En jy sien, daarom sê Jesus, bly in my soos ek in julle. Wanneer ek naby hom bly, ja, bly die verwondering vars. En wanneer die verwondering vars bly, het ons 'n getuienis om na die wêreld toe te neem. Mag die Here ons help, dat nie net ons getuienis nie, maar dit wat ons hier in die kerk doen, dat ons nooit sal sê, onthou julle daai jare, toe die Here die en die Here daai gedoen het nie. Mag ons mense wees wat leef en te sê, kerels, onthou julle wat verlede week gebeur het. Was julle hier gewees, Dinsdag aand, toe die Here ons ontmoet het. Hy wil hê ons getuienis moet vars bly. En daarom is dit belangrik dat ons in hom moet bly, in hierdie verhouding met die Here. Ek maak klaar, my laaste gedagte. Ons getuienis, broers en susters, het 'n eindbestemming. En ons sien dit in Markus hoofstuk 5. Kyk wat gebeur. Hier is 'n man, Markus 5 vers 20, Jesus sê vir hom, gaan weg en begin daar in die Dekapolis, gaan vertel vir mense wat ek vir jou gedoen het. Nou die woord Dekapolis, as jy die kaart opsit daar, soos jy sien, beteken 10 stede. Nou hier in die onderkant, links onder hier is so blou perskolletjie Jerusalem, en daar bo noord is die see van Galilea, daai klein blou gedeeltetjie, en aan die oorkant van die see van Galilea, daar by Gadara, is waar Jesus hierdie man, die besetene van Gadara gevind het. En Jesus sê daai dag vir hom, gaan huis toe. En die man gaan en hy gaan versprei sy getuienis. Maar ek dink nie daai ou het besef wat die impak van sy getuienis sou wees, toe Jesus hom terugstuur na sy mense toe nie. Ons lees later in in Markus hoofstuk 7, dat Jesus weer 'n kort rukkie later weer deur Gadara gereis het. Maar hierdie keer toe Jesus in Gadara kom, toe bring hulle 'n man wat blind is en wat of eintlik wat doof was, nie blind nie, wat doof was en wat moeilik gepraat het, en ewe skielik is daar 'n skare en hierdie mense dring by Jesus aan om hierdie man te help. Dis amper asof hulle Jesus geken het. 'n Groot skare skielik. Ek meen, Jesus was van tevore, sê die Bybel, as geen bewys dat Jesus van tevore in die Dekapolis was nie. Die eerste kennismaking met die dorp die Dekapolis was deur die besetene van Gadara gewees. Nou, obviously die Bybel, ons kan nie iets inlees wat daar nie is nie, maar ek is seker as ons die volgorde nie miskyk hier nie, dan sal ons sien dat daar twee dinge gebeur. Eerstens, Jesus stuur 'n besetene terug
na sy mense toe en sê, gaan, jy kan nie saam met my kom nie, gaan vertel vir hulle wat ek vir jou gedoen het. 'n Kort rukkie later, Markus 7 is Jesus terug, en die mense dring by hom aan, dat hy hierdie man moet help. So, wat sê dit vir my? Dit sê vir my, dat hierdie ou wat teruggegaan het, okay, as ek my gesonde, heilige verstand gebruik, dat hierdie ou besmoontlik die grond voorberei het vir die evangelie van Jesus Christus. Bietjie later lees ons 'n baie interessante historiese naskrif, dekades later, hier in 70 na Christus. Jesus is toe al opgevaar na die hemel. Weet ons het die Romeine Jerusalem beleer. En in 70 na Christus is die tempel verwoes, die grootste gedeelte van die stad is verwoes. En die geskiedskrywing sê, of die kerkhistorikus Eusebius vertel, en hy sê dat die Christene wat toe uit Jerusalem uit moes vlug, die handjievol Christene wat daar in Jerusalem was in 70 na Christus, waartoe het hulle toe gevlug? Kom ek gee julle 'n raai, waartoe het die Christene gevlug? Na Pella, een van die 10 stede van die Dekapolis. Jesus stuur 'n man terug daai dag, sê, jy kan nie agter my aankom nie. Jy moet terug gaan na jou mense toe, want Jesus het 70 jaar vooruit gesien. Of 40 jaar ten minste, teen daai tyd was Jesus al, was 'n man van 30 al gewees. Het hy geweet wat in die toekoms lê. En ons weet dat vir baie jare na die vernietiging van die tempel in 70 na Christus, het Pella die hoofkwartier van die kerk geword, waar dit in die ontstaansjare Jerusalem was. Right, nou ek dink in die tyd het jy nou al die afleiding vir jouself gemaak, Broers en susters, Jesus stuur ons terug elke dag na ons plekke toe. Min wetende, ons weet nie wat Jesus se plan is en wat hy deur ons getuienis kan doen. Hy het nie 'n ou teruggestuur wat 'n rabbi was nie, hy het nie 'n ou teruggestuur wat 'n teologiese graad agter sy naam het nie. Hy was na geen universiteit toe gewees nie. Hy het teruggegaan met 'n getuienis van wat Jesus vir hom gedoen het. Hy het nie teruggegaan met godsdiens nie. Hy kon teruggaan met 'n persoonlike getuienis van wat Jesus gedoen het toe hy sy lewe betree het. Ek was 'n sondaar, ek was 'n rubbish. My lewe het uitmekaar uitgeval, my huwelik was 'n gemors, ek was 'n dwelmverslaafde, ek was in die tronk gewees, maar daar was 'n dag toe Jesus my storie betree. En my lewe was nooit weer dieselfde nie. En vanmôre wil ek vir jou sê, broers en susters, jy en ek weet nooit wat God met een getuienis kan doen nie. Jy weet nie deur wie daardie persoon gaan bereik met wie jy môre gaan praat nie. Jy weet nie wat die boodskap wat jy vandag vir iemand stuur oor 10 jaar vir jou kan beteken nie. Ek het omtrent, ek wil nou nie jok nie, maar ek dink omtrent in 2015 het iemand wat hier in die gemeente was, hulle het getrek Pretoria toe, het hulle vir my 'n ou kaartjie gegee met Josua 1 op wat gesê het, wees nie bevrees nie. Julle almal ken daai gedeelte waar die Here vir Josua sê, wees sterk en volmoed en dis meer. En in die middel van daai kaartjie was daar 'n belofte van God se voorsiening, maar dit was nie skrif nie, dit was sommer 'n woord wat so in die middel van alles net uit haar hart uitgevloei het, en dit is daar gestaan dat die Here het gesê dat hy het sekere beloftes gegee, hy sal voorsien, ons moenie bekommerd wees nie, ons sal altyd kan werk vir die Here, sy hand sal altyd met ons wees, en dis meer. Nou waar is ons nou? Dis 2026, dis 10 jaar, dis oor die 10 jaar. Elke nou en dan, wel nou soek ek die kaartjie, ek het my kantoor reggepak, die kaartjie is nou weg, maar ek het die kaartjie tot onlangs nog gehad, trek ek die kaartjie uit, en ek herinner myself aan wat die Here gesê het. Jy weet nie wat jou woord, wat jou getuienis vir iemand kan beteken nie. Dit was nie 'n 45 minute preek gewees nie. Laat my dink jare terug, voorreg gehad om na die Libanon toe te gaan, toe die oorlog in Syrië uitgebreek het en ons in die vlugtelingkampe kon gaan werk, saam met In Context Ministries vir 'n tyd,
En daar ontmoet ons toe 'n groep gelowiges. Ons hou toe 'n diens een aand in Beirut in 'n ondergrondse kerk, en toe ons daar was daar 'n bedieningsgeleentheid en ons bid vir die mense en hulle kom na vore, en daar was onder andere 'n klomp jong manne gewees. En die gees van die Here het kragtig gewerk daar. Ons het hande op hulle gelê en ons het vir hulle gebid en bedien en geprofeteer oor hulle en dis meer. 'n jaar en 'n half terug kry ek op Messenger 'n boodskap van iemand uit die Libanon uit. Ek kyk die foto, ek sien die persoon, ek dog dit lyk vaguely bekend vir my, en die getuienis kom en hy sê, "Pastor, do you remember me?" Ek moet bieg, ek sê, "You look familiar." Vir my lyk die Libanese almal dieselfde, maar ek het dit nou nie gesê nie. Hy sê, "Yes, I think I remember you. Were you with Pastor Mahdi?" "Yes, I was with Pastor Mahdi." "Remember, Pastor, that night you prayed over me and you said that God will one day use me mightily." He says, "I just wanted to tell you, I've just finished my studies and I've been incorporated into the leadership of the Holy Spirit Fellowship of the Lebanon. I'm now working with Pastor Mahdi. I never thought that God would do something like that in my life." Een oomblik, een woord. Wat het ek gehad? Ek het net my verhouding met Jesus gehad. Ek het net my eie getuienis gehad, my conviction van wat ek weet Jesus in my hart gesit het. En met daai conviction het ek hom bedien daai aand. Broers en susters, ek is hier om vanoggend vir jou te sê, die Here het ons almal geroep. En die Here stuur ons terug Dekapolis toe. Wat is jou Dekapolis? Hoe lyk jou Dekapolis? Dis jou werksplek. Ek dink een van die grootste bindinge van kerk vandag, van godsdienst vandag, is die heilige man mite. Is dat mense wag vir die wat die mikrofone vashou, om God se werk in sy koninkryk uit te breek. Luister hier vanmôre, Jesus het ons elkeen geroep. Sommige het hy geroep om saam met hom op die skei te klim en terug te gaan Jerusalem toe. Andere, die meeste van ons, die oorgrote meerderheid van ons, word teruggestuur Dekapolis toe. Na jou huis toe, na jou werksplek toe, na jou familiekring toe, om te gaan vertel wat Jesus vir jou gedoen het. Jy het nie my getuienis nodig nie. Jy het iemand anders se getuienis nodig nie. Gebruik jou eie. Wat het Jesus vir jou gedoen? Ek is klaar. Broers en susters, my laaste woord aan jou sou wees, gemeente, dit help nie net ons vertel van wat Jesus 20 jaar terug vir ons gedoen het nie, maar hy wil hê ons getuienis moet vars bly. Daarom bly in hom, loop vandag met hom, praat vandag met hom, luister vandag na hom, en laat hom vandag met jou werk, want 'n vars getuienis groei uit 'n lewende verhouding met hom. Kom ons sluit die oë vir 'n oomblik en bid ons saam. Halleluja. Ag, Hemelvader, wat 'n voorreg om U te ken. Wat 'n voorreg om vanoggend te kon hoor weer opnuut soos die besedene van Gadara. Was daar ook 'n dag toe U in ons storie ingekom het. En Here, ons lewensverhale lyk almal anderster. Sommige van ons kan getuig van 'n radikale ingrype, van 'n lewe wat handomkeer, soos 'n Paulus op Patmos verander het. Ander van ons het in 'n godsdienstige huis groot geword, en ons getuienis is dat iewers op hierdie pad het Jesus vir my 'n werklikheid begin word. Dit is jou getuienis. En niemand kan daarmee stry nie, en God wil dit gebruik. God stuur ons almal vandag terug in die Dekapolis, en God stuur jou huis toe. God stuur jou werk toe. God stuur jou skool toe. En daarom is dit so belangrik, kerk, dat ons in hom sal bly. Ja, dat hy nie net in ons sal bly nie. 20 jaar terug het hy dalk in jou kom bly, maar die vraag is, bly jy steeds in hom elke dag? Wandel jy met hom? Want dis deur jou wandel wat God mense wil bereik. Nie deur ons perfektheid nie, maar ook deur ons struggles, maar in ons struggle het ons dit getuienis wat sê, weet jy wat, ek het gebattle hiermee, of ek battle steeds hiermee, maar ek hou vas aan die Here,
want hy het my al deurgedra, en ek weet, hy sal my ook hier deurhelp. En as hy dit vir my kon doen, dan kan hy dit vir jou ook doen. Vader, is die gebed van my hart, dat ons in hierdie jaar wat voorlê, die maand is besig om vinnig uit te hardloop, Here, dat ons as kerk sal opstaan met die getuienis wat ons dra, en Here, dat wanneer ons getuienis deel, dat ander nie godsdienst sal vind by ons nie, Here, nie moeds en moenies en reeltjies en allerlei goed nie, maar dat hulle mense sal vind, wat midde van gebrokenheid, 'n getuienis het, van die verreëse Christus, wat in ons woon, van 'n God wat werklik is, van 'n Jesus wat lewens verander, van 'n Jesus wat omstandighede kan verander, as ons in hom bly. Vader, is die gebed van my hart, dat ons hierdie jaar sal uitsien as 'n gemeente wat groei, in die kennis van ons Here Jesus Christus, en Here, dat ons lewens 'n getuienis sal wees, vir die wêreld daar buite, tot eer van die naam. Vader, ek dink aan die woord, wat ons so rukkie terug gepraat het oor, 'n vrugteboom dra nie vrugte, 'n vrugteboom eet nie sy eie vrugte nie, die vrug wat ons dra, is vir ander om te eet. Here, mag ons dit altyd onthou, ons lewens eindig nie by onsself nie, maar ons verhouding met U, mond uit in 'n wêreld, wat U bitter nodig het. Dankie vir hierdie gemeente, Here, ons gee hierdie volgende paar weke ook in die hand oor, en ons bid, dat U in alles wat ons doen verheerlik sal word. Dit is ons gebed, in Jesus se naam bid ons dit.